Hallo en baie welkom by nog 'n episode van Wat kook in die kombuis. 'n Video insetsel wat ek maandeliks vir Litnet stuur, waarin ek 'n bietjie vertel van boeke wat ek die afgelope maand gelees het. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Swart is die nag wat verby is. Wit is die oggend wat wag. Goud is die dagbreek en rooi is die wond van my pyn. Blou is die lig hier agter my woorde gordyn. Koffie en pyn. Koffie en woorde. Koffie en wyn. Okay, dit was die kenwysie. Wat kook in die kombuis? Inderdaad, hierdie is wel koffie. Dis 'n bietjie vroeg in die oggend om wyn te drink, selfs vir my. Ek het 'n bietjie van 'n tema vir hierdie insetsel, en ek dink ek het al ten minste een keer van tevore oor dieselfde tema gepraat, maar ek het een of twee nuwe insigte. Dit is een van my pet hates deesdae, self-help boeke. I don't like this stuff. Ag, daar's redes voor. Mense wat se kwalifikasies moet 'n ou eintlik hê om 'n self-help boek te skryf? Wat gee vir jou die kennis en die vaardigheid om vir 'n ander ou te vertel hoe om sy lewe te reël? Ek sou dink dit sal help as jy dalk 'n graad of iets het in sielkunde, maar die meeste van hierdie ouens sê dit nie. Nie dat 'n graad so belangrik is nie, maar 'n bietjie lewenswysheid, mense ervaring, sure. Daar's baie min selfhelpboeke wat vir my al iets beteken het. Maar daar is ook uitsonderings. Ek wil stil staan vir 'n oomblik by 'n selfhelpboek in Afrikaans wat my baie breed laat glimlag. Kan ek 'n stukkie lees? 'n Ou oom is sukkelend besig om hoog teen die bult 'n gat te grawe en 'n jong seentjie stap verby en verwonder hom aan die gegrawe. Hy kom versigtig en nuuskierig nader en vra belangstellend: "Wat maak oom?" Die oom kyk op en sê al kreunend: "Ek plant 'n boom, ou seun." Tipies seentjie vra hy: "Hoekom?" Die oom was klaar reg met die antwoord: "Sodat ek in die heerlike koelte kan sit en uitkyk oor die vlakte, terwyl ek rustig my koffie drink." Die seentjie, duidelik stom geslaan deur die antwoord, sê ewe bedees, terwyl hy met sy vingertjie na die kniehoogte boompie in die swart sakkie langs die gat betuie: "Maar oom, teen die tyd wat die ou boompie is skaduwee gooi, is oom lankal dood." "Nee, Boetman, jy verstaan nie," sê die ou oom met oortuiging. "Ek geniet dit alreeds om hier in die heerlike koel skaduwee van die pragtige groenboom te sit en oor die velde uit te kyk." Is dit nie amazing nie? Ek like dit. Daai uittreksel kom uit 'n boek wat ek nogal geweldig geniet het. Ja, Naledi doen dit weer. Is Naledi uitgewers nie 'n vreemde plek nie? Ek dink aan die boeke wat hulle partykeer uitgee, en hulle laat my dink aan 'n tuisnywerheid. Kyk, die boeke wat die groot uitgewers uitgee, en hulle verrig 'n belangrike taak in
Suid-Afrikaanse letterkunde. Maar dit voel soos om by Pick n Pay in te stap of by Checkers en as die rakke met regtig goed afgeronde produkte. En nou stap jy by Naledi se winkel in en dit is 'n tuisnywerry, daar's tuisgebakte koek, daar's scones, daar's goeders wat die groot uitgewerye nooit aan sou raak nie. Maar Naledi gee hulle uit en ek is bly hulle doen dit. 'n Boek soos hierdie, Dirk van Sail Smit, Opgeklim en weer gery, dis 'n selfhelpboek. Ag, hemel tog, dis heerlik. Dit is soos om met 'n ou te gesels en koffie te drink. Dis nie regtig 'n professioneel versorgde boek nie. Nie dat dit nie goed versorg is nie. Die editing is goed, die taalgebruik is goed. Die ou het 'n boodskap om te vertel. Dis 'n selfhelpboek van hoe om 'n besigheid suksesvol op die been te bring en te bestuur. Hy praat uit eie ondervinding. Dirk Smit is 'n vermoënde sakeman wat al deur die meel van die lewe gegaan het. In die boek vertel hy sy verhaal eerlik. Dit is 'n verhaal van val en opstaan, van seerkry en heel word. Dit is egter baie meer as 'n autobiografie. Dit is 'n gids vir elke sakeman met uiters praktiese wenke om sy persoonlike en ook sy besigheid se finansies te laat floreer. Dit is ook 'n moedleesboek vir elke jong mens wat 'n sukses van sy of haar lewe wil maak. Die aanhaling is deur Dr. Rolf Opperman en ek stem saam. Dit is 'n heerlike boek. Hier en daar 'n klein prentjie in, mooi afgerond, mooi geproduseer, pragtig. Maar dit is 'n tuisnywerheid boek. Wanneer ek hierdie boek lees, voel dit nie asof ek 'n boek lees nie. Dit voel asof ek met hierdie oom sit en gesels. En dis nice. Dit is regtig lekker. Ja, ek beveel die boek. Ek beveel die boek aan nie. Ek kan nie ophou smile nie. Hierdie boek het 'n smile op my gesig gesit. Dit is so eerlik geskryf en amper 'n bietjie naïef, maar ek dink dit kan baie goeie raad gee vir ouens wat 'n besigheid wil begin. Luister na Dirk van Sail Smit. Hy kan vir jou help. Dankie. Die volgende boek waaroor ek vinnig wil gesels is nie streng gesproke 'n selfhelpboek nie. Dis 'n novel, 'n roman wat handel oor iemand wat 'n besigheid begin. Ek dink om die boek te lees bevat indirek baie raad. Dit is 'n vreemde winkel wat hierdie ou wil begin. Dit gebeur in 'n fantasiewêreld waar daar goeders is soos dwergies en akedisse wat kan praat en mense met sterte. Iemand begin in hierdie mitiese stad, begin sy, dis 'n vrou wat die besigheid begin, jammer vir die fout, 'n koffieshop oopmaak, in 'n plek waar niemand nog ooit van koffie gehoor het nie. Dis baie snaaks. Legends and lattes. High fantasy, low stakes, good company. En die boek is geskryf deur Travis Baldree. Ek weet nie of ek die naam reg uitspreek nie. Ek het dit by die biblioteek uitgegee, met dorpsbiblioteek. Ag, dit is 'n heerlike boek. In die bestek van 300 bladsye maak jy saam met hierdie vrou 'n koffieshop oop en jy gaan deur al die wel en die wee van 'n nuwe besigheid. Terwyl dit eintlik voorgee om 'n fantasyboek te wees, is dit 'n boek met baie mensekennis, baie insigte. En as jy dit lees, het jy beter insig van hoe om 'n nuwe besigheid te begin. Die kort en die lank daarvan. Legends and lattes. Travis Baldree, Pan Macmillan uitgewerry. Kry vir jou die boek of kyk of jou plaaslike dorpsbiblioteek dit aanhou. Ek sal dit aanbeveel. Dankie. Nou oké, ek was soos ek gesê het, in my plaaslike dorpsbiblioteek. Ek het 'n bietjie rondgekyk vir selfhelpboeke. Ek het oorweeg om Deepak Chopra weer te lees, maar ek het daarteen besluit. Ek dink hy's 'n bietjie verby sy vervaldatum, so ons beweeg bietjie aan.
En laaste maar nie die minste nie, nog 'n Engelse boek uitgegee deur HarperCollins. Wees tog versigtig as jy hierdie boek se titel lees of uitspreek. Mens kan maklik 'n fout maak. Onthou, dis nie 'n Afrikaanse is nie 'n Afrikaanse boek nie. The Dose Effect. Small Habits to Boost Your Brain Chemistry deur TJ Power. Dis 'n dik boek met baie inligting en baie grafies. Dit is een van die selfhelpboeke en dit is skaamteloos onbeskaamd 'n selfhelpboek wat vir my baie beteken het, miskien die beste wat ek nog gelees het. Omrede, dit is nie net 'n ou wat sit en raad gee off the top of his head nie. Dit is wetenskaplik gefundeer. Dit handel oor die chemikalieë in jou brein en hoe om dit te verbeter. Praktiese raad oor hoe om jou brein fisies te stimuleer, sodat jy die chemikalieë kan vrystel. Hy vat dit terug na hoe die oermense gejag het en dan dopamien het hulle gehelp om te jag. En as jy dopamien in jou stelsel het, hoe meer jy het, hoe meer is jy in staat daartoe om dinge deur te voer en uit te voer. So dis nie net mooi praatjies, doen dit en doen dat en jy sal alright voel nie. Dis 'n wetenskaplike selfhelpboek. Ja, dis al wat ek gaan sê. Ek het hierdie boek werklik geniet, ek het werklik baie daaruit geleer, en The Dose Effect, ek beveel dit baie sterk aan. Dis is al vir vandag, dis die boeke wat ek gelees het in die maand van Maart 2025, ons gesels weer volgende keer, baie dankie.